Shalom. Dis die tweede week van Advent. Ek nooi jou dat ons weer saam in mekaar se stilte kan sit. Verlede week het ons hierdie opwindende reis begin met afwagting en ook met hoop. En hierdie week is die wonderlike element waaroor ons gaan reflekteer, waarby ons gaan stil staan. Vrede. Saam gaan ons oor vrede reflekteer. Vrede wat ons dalk in hierdie tyd so nodig het. Maar ons gaan nie net daaroor reflekteer nie, ons gaan nuut dink oor vrede. En ons gaan dit ook as Shalom, vrede, ervaar. Saam gaan ons na 2 Tessalonisense 3 vers 16 luister en die seën daarvan ervaar. Mag die Here, die bron van vrede, self altyd en op elke manier vir julle vrede gee. Mag die Here met julle almal wees. Dit gaan die seënbede wees waarmee ons hierdie week betree. Maar ons gaan veral ook wonder wat mag Shalom vrede beteken. Vrede in alle volheid. Vrede as Shalom ook as die herstelling van ons beelddraerskap van God, die Imago Dei. Ons gaan dink aan Shalom, waar Plantinga in 1995 onder andere sonde as die vandalisme van Shalom beskryf het. En Shalom verteenwoordig dan nou ook wat in Eden veronderstel was om ons deel te wees. Maar in hierdie tyd beleef ons ook die verwagting van vrede in die nuwe Ede. Shalom word ook dit wat uitbrei reg deur gemeenskappe die wêreld in, waar ons as mense weer Shalom beleef as herstelde beelddraers van God. Kom ons rus net 'n oomblik hierin. Kom ons begin en ons raak net weer van ons asemhaling bewus. Daar waar jy nou sit, haal lekker diep asem. En laat die ritme van asemhaling alreeds by jou 'n vreedsaamheid bring. 'n verwagting van Shalom as die volheid vrede. Haal lekker diep asem. En as jy so inasem, word elke asemteug jou deelname aan vrede. En as jy uitasem, ledig jy jou weer eens van elke faset van onvrede. Haal lekker diep asem. Asem vrede in. Raak ligter wanneer jy uitasem. En alles wat onvrede is, daarvan ontslae raak. En in hierdie ritme, waarin jy reeds vrede begin ervaar, begin ons ook
sekere grondvesting en goddelike vrede ervaar. En ons gaan nou van ons voete bewus word. Ons vind ons voete in die stabiliteit, die vastigheid, waarmee ons voete op die grond rus, word ons grondvesting bevestig. Word hierdie grondvesting in die liefde van God, in die vrede van God, in die shalom wat hy bied, wat hy wil hê ons moet wees, word dit bevestig. Raak so bewus van jou voete en rus daarin. En as jy hierdie week verder ingaan, laat elke tree 'n bevestiging wees van grondvesting in die liefde, in die vrede, in die shalom, wat vir jou herstel van menswees, maar meer nog van beelddraer van God wees, beteken. Mag vrede so 'n nuwe betekenis in die shalom omvang daarvan vir ons inhou, vir ons nuut bring in hierdie adventtyd. As ons nou so sit, bewus van ons grondvesting, bewus ook van die feit dat ons dit almal deel, dan raak ons bewus van eenheid, van een wees, en vermoed dat shalom 'n eenwees ervaring is. En raak ons opgewonde in hierdie tyd dat Advent ook 'n sakramenttyd van shalom eenwees vir ons beteken. Raak weer bewus van jou asemhaling, die ritme, die vrede daarvan. En as jy so bewus word van 'n sekere vrede in jou, mag dit dan ook nou 'n volheid word, 'n volle omvang aanneem, en jy shalom vir die wêreld word. Wanneer ons weer herinner word dat shalom die herstel van beelddraer van God wees vir ons beteken. Kom ons rus nou hierin, as ons so in mekaar se stilte gaan sit, en vir die volgende paar minute, deur ons asemhaling, die rustigheid, die vrede daarvan, deur ons voete, die grondvesting in vrede, in shalom. Kom ons deel daarin, deur nou so in mekaar se stilte te sit.
Mag die Here, die bron van vrede, self altyd en op elke manier vir julle vrede gee. Mag die Here met julle almal wees. Mag die Here, die bron van vrede, self altyd en op elke manier vir julle vrede gee. Mag die Here met julle almal wees. Shalom.